Of moet jy wanneer jy by die kerk kom, skielik verander, anderster wees? Nou ja, die Bybel sê, gaan na die muur, luiaard, kyk na sy weë en word wys. Nou ek weet nou nie of ek vir my moeilikheid op die hals haal nie, maar ek wil nou 'n Rooies vertaling maak, want wat hierna vir julle gaan wys, gaan baie interessant wees. Dan sal julle sien hoekom ek dit gaan doen. Ek gaan nou 'n Rooies vertaling maak. Alle vrouens, daar spits die ore. Al die vrouens, gaan na die hoenders. Ek praat nou nie van, party mense sê, man, gaan na die hoenders toe. Ek jag jou nie weg, oorgehou. Gaan na die hoenders en word wys. Eers oor 5 minute gaan ek jou vertel, wat het ek nou probeer sê. Jy gaan nou 'n hoenderlarie sien, en ons gaan lekker gesels. Chicks, live here. Jo, hier is nog al 'n hoenderstorie. Het jy gesien hierso? Kom ons gaan in hierso. Een hoender het brille en die ander hoender het donker brille. Nou kom ons gaan in. Vrouens gaan na die hoenders toe en word wys. Kom ons gaan. Nou hierdie is die agterkant van 'n lorry. Wat gaan hier alles aan? Weer 'n hoendertema. Lyk my hier kan 'n hoender 'n eier ook lê. Hier is die nommerplaat 727. Nou ek weet jy, ek kry hom nou nie by die hoender uit nie, maar kom ons kyk. Hierbo is die weerlig afleier, of wat sal mense sê, die hoenderhaan. Kom ons praat eers 'n bietjie daaroor. Wat sê die Bybel van die hoender wat gekraai het? In hierdie nag gaan jy my 3 keer verloon. Petrus, in hierdie nag. Hy staan daar buite. Hulle sê, jy's een van hulle, man. Hy sê, ek is hy, in die hand kraai. Aan die einde, toe kraai die hand. Wat hy toe nog sê, hy maak hom warm by die vuur. Die diensmeisie sê, jy praat soos hulle. Jy weet, wanneer jy aan Christus behoort, wanneer jy loop saam met Christus, kry jy sy spraak. Jy het nie meer vuilgrappe nie, jy het nie meer vloekwoorde nie, jy het nie meer dit nie, jy praat soos Jesus, want jy's 'n volgeling van Jesus. Ek vra maar net vir jou daar by die huis, praat jy al soos Jesus? Of moet jy wanneer jy by die kerk kom, skielik verander, anderster wees? Of is jy 'n Christen waarlik? Nou, Petrus het vir Jesus verraai ons om partykeer. Ek dink ons doen dit dikwels. Ons doen dit dikwels om nie op te staan vir sy naam nie. Net om partykeer nie vir iemand van Jesus te vertel nie. Is 'n verraaiing. Maar kom ons kyk 'n bietjie hierdie ek wil net die ou roep wat hierdie gebou het. En hoekom het hy hom gebou? Kom ons roep gou die man en die vrou. Jannie, wat 'n lorry storie. Ons gaan nou kyk, maar wat gaan hier aan? En hoekom het jy die ding gebou?
Ek ken my vrou 47 jaar en sy is hoendermal. En toe het ek besluit vir haar 70ste verjaarsdag wat die 17 Oktober was, gaan ek vir haar hierdie hoenderhok bou sodat sy weet kan doen waarvan sy hou. En nie dit moet nie 'n effort wees om vars eiers uit te haal nie. En dit moet mooi ook wees en vir die hoenders ook. Sy geniet dit verskriklik. Dit is my geskenk aan haar gewees vir haar verjaarsdag. En dit moet kunstig wees, want sy is 'n kunsvrou. Mense, ek wil net op die kamera verskoning vra dat ek nie gesê het oom en tannie nie. Ek kom nou agter ek is met stokou mense te doen. Nee, ek spot sommer so 'n bietjie. Jy het dit nie seker nou opgeneem nie. Nee, ek neem dit op. Ek neem al sulke goed op. Die mense love dit. Nou wil ek eers by jou hoor. Hou jy van jou hoender? Ek is mal oor, want ek is 'n kekkelaar en 'n kloeker, so enigiets hoender verwant. Dit maak my baie opgewonde van kinds af, ja. Nou kom ons loop 'n bietjie hier. Kom ons gaan kyk. Julle albei, kom loop saam. Ons kyk 'n bietjie, ons kuier saam. Nou. Ja, sit daar nie in. Kom gou. Ja, ons 'n ander ene nou, ja. Kom gou. Kan ek maar inkrap daar? Ek gaan nou 'n bietjie roer. Roer gou daar. Roer. Daar sê, wag. Mag ek uit al? Ons het hom. Sorry. Ons gaan hom nou net bak. Hier het ons hom. 'n Baie mooi wit eier. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Hoekom het ek gesê vrouens moet na hoenders toe gaan? En daar gaan leer, kom 'n bietjie hier. Hoekom dink jy maak ek so stelling, laat jy in die moeilikheid kom, nie ekie? Hoekom moet vrouens by hoenders gaan kyk die orde? Daar's definitief 'n orde, maar ek dink voor Jesus gaan daar nie ordes wees nie. So ek leer by die hoender ook om te gee vir my mense om my, vir my kykens groot te maak as 'n vrou, om my beginsels en Jesus se woord te probeer oordra aan my kinders. Ek is 'n hen wat eiers kan lê en groot maak. So dit is die simbool ook vir my. Wat sal jy sê van die haan? Moet die hen luister? Net sy plek, verseker. Ja, kom hier, ek like hierdie mense. Ek like, hy die hok gebou, wag, laat hy eers iets sê. Wat sê jy? Ek dink, vra net weer daai vraag, antwoord daai vraag, maar nie dit teenvraag. Daar het die haan gepraat. Ja. Nee, verseker, hy's nie handpicked nie, hoor. Soos wat die Engelse sal sê nie. As die haan praat, dan moet jy na man luister, jy weet seker, maar dit is nie altyd maklik nie, en hy kan ook verkeerd wees. Jy is so 100% reg. Ja. Ek stel altyd dit so, ek sê luister, 'n man en 'n vrou as hulle 'n kar koop. Die man besluit nie net hy gaan koop 'n kar nie. Nee, dis jou maat daai. Jy gesels met haar, julle bespreek saam, hoe moet die kar lyk wat. En dan besluit julle, en dan is daar 'n finale besluit is, sê die man, yes, ek gaan nou gaan, dan koop hy. Maar dan moet hy ook sy finale besluit staan, wanneer die foute kom. Dan moet hy nie na die vrou se kant toe hardloop nie. Net in kort, maar ons gaan nou nie vandag oor die man en die vrou praat nie, ons is hier by die hoenders. En dis 'n perfekte mooi hoender eiertjie, ek gaan hom slang. Nee, hoe gaan dit met jou? Ek is 'n dog whisperer, wag, vat net geso, laat ek net hoor wat sê. Wag. So. Goed. Kan jy glo, wat sê die hond vir my? Hy sê julle op Kruiskyk en YouTube moet gaan kyk Rooi Strauss se programme. OK, kom ons loop. Voor ek te veel nonsens praat. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting.
Vertel vir my, wat is dit? Ons gooi die mengsel voer hier in, hierdie pyp in. Waar so gooi jy? Hierdie mengsel van mieliepitte en sonneblom, wat soms plaaslik... Ek wil net gee wys, gooi jy? Ja, ons gooi dit hierbo in. Hierso? En dan het ons hier 'n plaatjie ingesit, dat dit nie so vreeslik mors nie, maar dit mors maar nog steeds. Ek sal nog bietjie kyk of ek dit nie kan verander nie. Maar hier word niks gekoop nie, hierdie is alles van die plaas af. En dit is vir hulle ook baie lekker, want die kos bly droog en word nie nat as dit reën nie. Ek wil vir jou iets vertel tussen 'n gaans en 'n hoender. 'n Gaans eet selektief. Hy eet daai net. 'n Hoender eet alles. Moenie 'n hoender Christen wees. Ons is baie lief vir hoendertjies. Ons gaan nie 'n hoender sleg maak vandag nie, maar moenie 'n hoender Christen wees nie, wat alles eet nie. As jy by hierdie pastoor in sy kerk kom, dan glo jy alles. By daai dominee kom, glo jy alles. As jy by die sitkamer gesprekke kom, dan glo jy alles. Okay, moenie 'n negatiewe mens wees wat oral loop en fout vind nie. Maar gaan ondersoek die skrifte, die Bybel, of dit so is. Nou nog 'n voorbeeld van om nie 'n hoenderchristen te wees nie. Wees 'n arend. Het jy gedink ons moet opstyg as jy hier op die aarde net rondhardloop en jy's 'n hoenderchristen? Dan vorder jy nie. Wees 'n arend. Dit nou maar net daar gelaat. Onthou, ek gaan nou vir jou ietsie jy gaan nou by die lorry se voorkant nog kom. Check hierdie uit. Nou of hierdie lorry padvaardig is. As hierdie hoenders nou in die hand sit en rondry en hulle kom in 'n ongeluk. Wat? Tot lig vir die hoenders. Is jy die lig in hierdie wêreld vir Jesus Christus? Maar ek wil jou iets anders vertel. Daar sit eendag 'n boemelaar in die straat. En daar loop 'n hoender en 'n vark verby en hulle loop en praat. En die hoender sê vir die vark: ons kan gerus vir die boemelaar iets gee. Iets van onsself. Iets wat eie is aan ons. En die vark kyk hom so lank. En die vark se oë raak so bietjie leperig. En hy hy sê dis fyn. Jy gaan 'n deel van jou gee. 'n eier vir die boemelaar. As ek vir hom bacon wil gee, moet ek sterf. Ek moet my lewe op die spel plaas om vir daai te sorg. Ek wil vandag vir julle sê en ek vergelyk Jesus Christus glad nie met 'n varkie asseblief, moet nou nie daar gaan nie. Maar Jesus Christus het sy lewe op die spel gesit vir my en vir jou. Jesus Christus se bloed het gevloei dat ek en jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Ek en jy is soos die hoender. Ons kan vir die hongeriges 'n sak meel gee. Ons gee iets. Ons kan vir hulle klere gee, maar Jesus moes alles gegee het. Wil jy nie ook maar na vore kom en vir hierdie koning Jesus alles gee nie? Nou, ek wil nou net, ek is nogal wonder nou, wat dink julle? Wag, wat dink julle? Dink julle hierdie lorry kan start? As die ligte werk, dink jy hy kan start? What's the space? Moenie weggaan nie. Jy moet glad nie weggaan nie. Want 'n mens weet jy, ek gaan net 'n bietjie 'n lering aspek nou hê. Ek gaan praat oor die paaseier, reg, verkeerd, verskillende idees. Jy sê vrymesselaars is dit, jy sê broederbonders is dit, ek sê die paaseier is dit, jy sê Kersfees is so, daai een sê daar bestaan nie Kersfees, daai een sê dit. Ons is partykeer dat ons nie mekaar verdra nie, oor een stellingkie. En dan gaan almal eintlik hemel toe, op daai stellingkie. Ek praat nou nie van man wat trou en vrou, groot oordeelsfoute nie. Ek praat van verskille. En dan sal ons stry en op 'n bandwagon, 'n hoenderwagon klim.
en mekaar niks like aan nie. Oor 2 of 3 sinne. Jy gesien die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, verskil taamlik. Maar die boodskap is een. Nou, hier staan ek by Willie, soos ek julle nou net gesê het, in die terme van die wêreld sal ons nog sê, het is 'n teoloog en is 'n dominee en is dit, het my amper pak gegee, toe ek hier by sy kerk kom preek, en ek praat daai goed. Nou, hoekom dink julle staan hy agter die heining? Want ek gaan hom vra, en miskien slaat hy my weer. So ek moet hierdie ou net op 'n afstand hou. Willie, dis lekker om hier, is op Sannieshof. As jy hier rond is, gaan Sannieshof toe Christen gemeente. Wat sê, as ek vir jou sê, paaseier, ek sal hom nie koop, ek sal nie hy chocolate eet nie, paaseier, boos, uit die put van die hel uit. Wat sê jy? Nie waar. Paaseier was nog altyd deel van die Pesach, die sederbord, net na die Exodus, want dit was deel van die padkos, is nou nog deel van padkos as jy ver gaan ry, vat jy eier saam. So eier was altyd deel daarvan, en in die middel van die sederbord was dis nou die Joodse feeste wat jy van praat. Ja, maar dit is, Jezus het dit ook so gevier. En dis alles vervul natuurlijk in Jezus, maar die eier was deel van die sederbord, soos wat die skenkelbeen is, en die 3 soorte kruie, en die bitter baksteen of die soet baksteen in die middel van die sederbord. So, eier was reg van die begin af deel van die Paasfees, en ons vier dit natuurlijk in terme van die opstandingsfees van Jezus. So, eier was reg van die begin af deel daarvan. Natuurlijk is dit toe verdraai, jy weet, deur die geskiedenis. Ja, hoor net wat sê Willie, hy stem nie met die verdraaiing saam nie. Ja. Laat julle nou nie weer vir ons WhatsApp en goed, die teoloog of gewese teoloog is van die pad af, hoor gou mooi, hy het sy siening, hoe dit inpas. En toe kom verdraai hulle dit. Hy glo nie in die verdraaiing nie. Want hulle ken nogal woorde, sommige mense, nou se woord, 'n laaste woord van jou af. Want jy's nou nie vandag, jy's nou soos Racheltjie, soos Rooikappetjie, by die 3 varkies. Jy hoort glad nie in hierdie storie nie. Dis hierdie mense wat by hierdie storie is. Maar nog iets hier agter die heining. Agter die heining, dit is wonderlik om te weet dat in die proses van die bou van hierdie honderhok, Janie amper sy hand verloor het. En nou deur 'n wonderwerk. Vertel. Ja, dit is 'n bietjie te swaar geweest vir die hoeveelheid mense wat hom opgelaai het. En eintlik is dit 'n wonderwerk dat hy sy hand nie baie seer gemaak het nie. En ons loof die Here daarvoor. Ek dink die vrou sal hom op haar 70ste verjaarsdag sleg gevoel het om met 'n man met een hand getroud te gewees het. Maar is God nie goed nie? En weet julle wat? Ek wil vir my vrou ook 'n honderhok bou. Stella, ek is maar 60. Ek gaan vir jou 'n honderhok kom bou. Op jou grasberg. Ja, ek het leer teken, my eerste teken. Laat ek net eers sê, jy's Duits afkomstig, nee. My ma is Duits, my pa Afrikaans. Maar ek het leer teken en verf op 'n eier. Want dit was tradisie onder ons en 'n groot fees onder ons Duitse kultuur en die Duitse Lutherse kerk. My oupa Grootjie was 'n Duitse sendeling gewees, van sendingwerk in Swaziland gedoen, en ek onthou die hele kultuur kom van hom ook af, gevestig in Ermelo, by die Lutherse kerk waar ons gedoop, ek onder andere ook gedoop is. Maar daar het ek geleer dat die eier vir ons ongelooflike simbool is van Paastyd. Ons het dit ingekleer as kinders, ons het baie pret gehad, weggesteek, en ek dink baie Suid-Afrikaners of mamas doen dit ook, dra hul kultuur oor. En ja, dis my nie baie lekker om te hoor dat daar verskillende kante is nie, maar ek het dit as 'n goeie belewenis gehad as kind, en ek leer my kleinkinders ook, ons doen baie moeite daarmee, so dit is my goeie belewenis. Hierdie 3 minute gesprek wat ons nou oor die eier het, moet julle mooi sit te luister, moet nou nie judge, daai is reg, dis nie waaroor dit gaan nie, ek wil jou iets teach. Ek wil jou teach, soos jy in 'n sitkamer sit, om nie altyd net te wil stry nie, maar te kan debatteer op 'n mooi wyse. Weet jy, ek kan met jou saamstem, ek kom in Duitsland,
en nou klink ek hom ook belangrik, in Duitsland, en dit was op Paasfees, en aan die ete, daar die ingekleurde eiers, jy kan nie glo dat hulle so mooi kan skilder nie. Ek het 'n klompie van hulle gegee, jy's bang om die dop te breek, want dit is te mooi, so ek weet waarvan jy praat. Nou, my siening is weer, want ek was 'n okkulte ondersoeker in die polisie is, die eier, sê hulle, die hasie gaan 'n eier lê, nou dis nie wat sy gesê het nie. Sy het nie gesê die hasie gaan 'n eier lê, en dit is waar ons nou, hoor nou mooi, ons misverstande kom, wil jy het ook nie so iets gesê. Dis waar die verdraaiing in kom. Die hasie gaan 'n eier lê, 'n veetjie gaan uitkom en die volk red van sonde. En nou sê ek, weg! Want my Jesus het dit gedoen, ek wil nie plek kry. Die 3, herkou lekker aan, maar wat ek wil vir julle sê is, ons moet nie deur die lewe, hierdie ouens wat op hulle Facebook, van die oggend tot die aand, 20 goed post, en alles net wat is verkeerd. Ek spreek aan, ek is die evangelis. Ek moet goed aanspreek, ja, ek moet oor drank, hoerery, ek moet die goed aanspreek. Maar jy kan nie, jy maak mense doodgeestelik, om 20 keer 'n dag, 20 goed te sê wat verkeerd is. Jy moet lewe ook spreek. En die eier is die simbool van lewe. Nou, kom ons gaan kyk of hy start. Nou ja, kan hierdie lorry start? Of iets. Kyk eers die hoender daarbo. Moenie 'n verraaier wees nie, maar is die hoender nie mooi nie? Daar is ook nog 'n hoender. Ek gaan beslis verstel as 'n hoender hokbou met 'n ou lorry sessie daar op die Grasberg. Want ek het nou by hierdie man gehoor, dis liefde wat dit doen. So Stella kan nie vir my iets anders kom sê nie. Sy moet 'n hoenderhok kry. Elke dag Stella loop jy daar, dan haal jy die eiertjies uit. Vars! Dan bak jy hulle vir my daar so. Maar okay, dit nou daar gelaat. Kom ons kyk, kan die lorry start? Wat sê julle? Voordat ek dit doen, kan hy start, ja of nee? Stuur my eers, my nommer is op die skerm. Sê net, die lorry kan start. Of die lorry kan nie start. Moenie net sê ja of nee nie. Want ons kry 3000 WhatsApps 'n dag. En wat gaan ek dan dink? Dan weet ek nou nie wat jy sê nie. So sê, hoenderlorry. Jy moet die tema gebruik. Hoenderlorry start. Ja. Hoenderlorry start. Nee. Kom, ek gee jou kans. Daar sê. Vat hom. Rooi is sy nommer. Daar gaat hy. Hoenderlorry. Start. Ja. Wie wat ga ek doen as ek jou nou kry? Al maak ek hom nie oopie. Ons interact en ek begin 'n bid vir jou. Kom ons kyk of ek gaan die sleutel net vat. Sleutel net uithaal. Okay, wag net so 'n bietjie. Laat ek hom 'n bietjie, ek sal hom nou moet 'n bietjie trap in 'n ryf. Okay. Sy, julle wat sy kan nie start nie. Ek wil net kyk jou koppie bo uit. 'n Khoisan van die Kalahari was die engine. Vertel enigiets van Jesus. Jesus is lief vir julle en al wat vir julle sê, hy het gesterf op die kruis vir my en jou se sondes. Wees vertroubaar in hom, gaan uit en gaan maak disippels van alle nasies. Bid vir hom. Hy kry oor 3 weke 60 woonbuurtes, van Boegeberg tot Ograbies. Hy is dan nou sy tweede keer wat hy geleer het vir 'n pastoor. Hy is baie hooggeleerd nou, en hy's gesalf, hy's lief vir die Here, hy kry 2-3 weke, nee, ek is nou 'n bietjie voor, kry maar is binnekort 60 woonbuurtes. God het klaar die karretjie gestuur, en asseblief, as 'n sendeling wat ons ook nou in die veld uitstuur, ek gaan net afsluit, gaan ek hy 'n bietjie praat, en toe hy's 'n Khoisan. As 'n Khoisan gekyk het, vra ek vergifnis. Want dit is nie Khoisan taal nie. Die Here seën. Jesus like jou. Okay. He opened up my eyes and gave me spiritual sight. All I can say